Ons bid saam. Heilige drie-enige God, Hemelse Vader, Here Jesus Christus en Gees van die waarheid. U is die God wat hemel en aarde gemaak het, wat geskep het, maar U is ook die God wat harte herskep. Soos die profeet Esegiel sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En Here, ons kom bely juis as gemeente vanmôre dat ons onsself nie kan vernuwe nie. Ons kan onsself nie loskoop of oprig of reinig nie. Daarom sê Filippense 1, hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Voltooi daardie werk ook in hierdie diens, Vader, deur die woord en die sakrament. Here Jesus, U is die Messias wat gekom het om gebrokenes te verbind. Soos Jesaja voorsê het, die herder wat sy lewe vir sy skape afgelê het. O Heilige Gees, kom nou en doen wat geen mens kan doen nie. Verbind die woord van God aan ons binneste met krag. Spreek, want U woord is soeter as heuning, sê Psalm 119, en skerper as enige tweesnydende swaard, Hebreërs 4. Stuur daardie lig en daardie waarheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die Seun van God wat altyd leef, om vir ons in te tree as ewige hoëpriester. Amen. Kom ons lees verder nou by Matteus Evangelie en ons het gekom tot by verlede Sondag tot by vers 17 van hoofstuk 8 en ons lees net verder nou by 18. Matteus hoofstuk 8, ons is besig met 'n reeks oor Matteus. Ons neem hom hoofstuk vir hoofstuk en vers vir vers. En ons kom nou by hoofstuk 8 vers 18 en vir die res van die hoofstuk. Volgende week as die Here wil, hoop ek om hoofstuk 9 in een boodskap te hanteer. Ek weet dit lyk gevaarlik, maar ek dink daar's iets wat ons moet sien, maar mens kan dit net sien as jy die geheel oorsig het. So volgende week dan die hele hoofstuk 9. Ons gaan met Matteus aan, het ek gister besluit, deur Desember. So ons gaan hom neem voor Kersfees, Kersfees en na Kersfees. En ons gaan regdeur en dan waar ons stop aan die einde van Desember, daar sal ons dan in Januarie voortgaan weer met Exodus, met die reeks daar wat ons mee besig was. Nou hoofstuk 8, Matteus 8 en ons lees by vers 18, Matteus 8, 18. Hy sê, toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. 'n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom, meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan. Jesus sê vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Iemand anders, een van sy disippels, sê vir hom, Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe. Maar Jesus antwoordde hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg en skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het, maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek en dit het doodstil geword.
Die mense het hulle verwonder en gesê, watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Toe Jesus aan die oorkant van die land van die Gadareners kom, het twee mense wat in die mag van duiwels was, hom van die grafte af tegemoet gekom. Hulle was baie gevaarlik, sodat niemand dit langs daardie pad kon waag nie. Skielik het hulle begin skree, wat het u met ons te doen, seun van God? Het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? Dis die demone wat dit skree. 'n hele end van hulle af het 'n groot trop varke geloop. Die duiwels het hom gesoebat. As u ons uitdryf, stuur ons tog in die trop varke in. Gaan, het hy gesê vir hulle. Hulle is toe uit die mense uit en het in die varke ingevaar. Die hele trop het met eens op loop gesit teen die hang af die see in en in die water versuip. Die wagters het weggehardloop dorp toe en alles daar gaan vertel. Ook wat met die besetenis gebeur het. Die hele dorp het Jesus tegemoet gegaan en toe hulle hom sien, het hulle hom ernstig versoek om hulle gebied te verlaat. Ons gaan tot sover lees uit die onfeilbare, foutlose woord van God. Geen mens kan neutraal probeer staan teenoor Jesus van Nasaret nie. Dis net eenvoudig onmoontlik. Dis onmoontlik. Deur Jesus se woorde, sy lewe, sy werke, sy aansprake, sy gesag, dwing 'n reaksie af na een van twee kante toe. Maar jy kan nie daarteenoor neutraal bly nie. Die Britse skrywer C.S. Lewis het dit heeltemal reg gehad toe hy iewers geskryf het, iemand wat die dinge sê wat Jesus gesê het, kan nie bloot net 'n goeie morele leermeester wees nie. Hy is of God of kranksinnig. Daar's niks tussenin nie. Daar's nie 'n middepad nie. Of hy is wat hy sê hy is, of hy's van sy trollie af. Dink byvoorbeeld aan uitsprake van die Here Jesus soos, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Stel jou voor iemand loop in Kaapstad rond en sê dit van homself. Hy sal gesertifiseer word. Ek is die brood van die lewe. Wie van my eet, sal vir ewig lewe en nooit weer honger kry nie. Of stel jouself voor 'n uitspraak van die Here Jesus soos dat hy die regter is, voor wie al die nasies en alle mense gaan verskyn. Of die uitspraak van die Here Jesus dat hy voordat Abraham gelewe het, reeds bestaan het. Of dat jou verhouding tot hom jou ewige bestemming bepaal. Iemand wat sulke aansprake maak. Iemand wat sulke selfaansprake maak, is of kranksinnig, of hy praat die waarheid. Daar's geen middeposisie moontlik wanneer dit by Jesus Christus kom nie. Is jou bevinding dat hy van sy trollie af is, dan kan jy hom net rustig ignoreer, met geen ewige konsekwensies nie. Maar sê nou maar net, jy's verkeerd in jou bevinding. Is jou bevinding dat hy presies dit is wat hy gesê het dat hy is, dan moet jy tot volle gehoorsaamheid en oorgawe aan hom kom. As jy dit nie kom nie,
dan verstaan jy nie 'n snars van wat hy bedoel het wie hy is nie. Jy lewe in jou eie droomwêreld. Jy sê eintlik dat hy kranksinnig is. Die mens wat nie 'n absolute volkome oorgawe en gehoorsaamheid aan die Here Jesus kom nie, sê eintlik dat Jesus gelieg het oor wie hy is. Maar as jy enigstens tot 'n plek in jou lewe kom waar jy besef my aarde, nou gaan hierdie ding vir my oop, nou verstaan ek, dan sal jy kom by 'n volledige stuk disippelskap. Daar is nie 'n ander opsie nie. 'n Neutrale, lauwarm middeweg is nie moontlik wanneer dit by hierdie man van Nasaret kom nie. Hy's uniek in die mensdom se geskiedenis. En ook Matteus 8 laat nie ruimte vir neutrale halfhartige lauwarm disippelskap nie. In Matteus 8 sien ons dit baie skerp. Mense word met die gesag van die koning van die hemel en aarde gekonfronteer en onmiddellik kom daar drie diep menslike vrese na die oppervlakte. En dis vrese wat ons almal ken, want dit sit in die mensdom. Maar dis vrese wat Jesus alleen kan oorwin. Daar's die vrees vir verlies, daar's die vrees vir chaos, en daar's die vrees vir die bonatuurlike. Hierdie drie vrese beheer die mensdom van ouds af. En in Matteus 8 kom wys Jesus dat hy alleen die koning is wat elkeen van hierdie vrese oorkom. Mens sien dit byvoorbeeld in die eerste toneel. Die gedeelte wat ons gelees het, die laaste deel van die hoofstuk, bestaan uit 3 tonele. En in die eerste toneel, die eerste paragraafie, as jy so wil, sien 'n mens, dit lyk nou net 2 persoonlike gesprekke met 2 kort gesprekke met 2 persone daar, maar eintlik openbaar dit die menslike hart en spesifiek hierdie ingeboude vrees wat ons het vir verlies. Verlies. Wanneer Jesus die skare sien, dan beveel hy, kan jy sien wie's in beheer? Hy beveel dat hulle na die oorkant toe moet gaan. En daarmee wys hy dat hy nie die mens nie die rigting van disippelskap bepaal. Hy's aan die stuur van sake. Die skare is geïnteresseerd en hulle is verwonderd, maar hulle is nie disippels nie. Die woord disipel beteken navolger. Hulle bewonder hom, maar hulle is nog nie disippels nie. En Jesus beweeg weg van hierdie ding van bewondering en gemak na 'n plek van konfrontasie. Ware disippels, sê hy, volg hom waar hy gaan en nie net waar dit gemaklik is nie, of waar dit gerieflik is nie, of volgens smaak nie. 'n Skrifgeleerde met status en met sekuriteit en met geleerdheid kom na Jesus toe en sê, meester, hoor hoe spreek hy hom aan? Hy spreek hom nie aan as Here nie, wat die hoogste rang in die heelal is nie. Hy sê, meester, ek sal u volg waar u ook al gaan. Dit klink indrukwekkend. Maar Jesus kyk dwars deur hierdie man se entoesiasme. Hy kyk dwars deur sy entoesiasme. Hy sien sy hart is nie oorgegee nie. En daarom antwoord hy, onmasker hom, hy antwoord en hy sê, man, laat ek vir jou sê, wat jy nie besef nie, ou vriend, jy weet, jakkalse het huise, hulle het gate in die grond, voëls het neste in die bome, maar weet jy wat, die seun van die mens het nie eens 'n plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Dis 'n kontras, is 'n ironiese kontras wat Jesus stel, om te wys dat selfs diere meer rus het as die Messias. Hy toets hierdie man, of hy bereid is om sy aardse sekuriteit en gemak en lewenstyl en wat dit alles op te gee. Maar die vrees vir verlies maak dat ons dit nie, en dat hierdie man dit nie wil opgee nie kan opgee nie. Hy is bang om te verloor. Die skrifgeleerde wil Jesus volg sonder om werklik iets prys te gee. Hy wil nie iets verloor nie. Hy soek 'n kostelose Messias.
Maar Jesus se boodskap is baie duidelik. Hy sê, hoorie, disippelskap voeg nie iets by jou lewe nie. Dit omskep jou hele lewe. As jy my volg, gaan jy heel waarskynlik jou reg op 'n gemaksone verloor. Jy gaan jou reg op 'n hele klomp goed verloor wat die mens vrees om te verloor. Maar ek sien jy het daardie vrees in jou. Die tweede man klink baie meer redelik. Hy noem Jesus ook Here. Here, laat my toe dat ek eers my pa kan gaan begrawe, sê hy. Maar hoor die woord eers. Hy noem Jesus Here, maar sy probleem is in daardie woordjie eers, want hy het 'n prioriteitskonflik in sy binneste. En ook 'n vrees vir verlies. In die Joodse idiomatiese taal beteken my vader begrawe, beteken heel waarskynlik dat ek wag tot my pa net eendag eers gesterf het, Here, dan sal ek u kom volg. Dis heel waarskynlik wat hy bedoel. Hy wil met ander woorde nie die Here Jesus nou volg nie. Want wat gaan sy pa van hom dink? Hy weet eers wag tot sy pa dood is. Hierdie man se hindernis is nie gemak nie, maar mensevrees. Hy's bang vir die verlies van sy familie se aanvaarding, of kulturele verwagtinge, of tradisie, of sy reputasie, of wat dit alles mag wees. Sy plek in die sosiale kring, of wat dit ook al is. En daarom stel hy eerder uit, hy sê eers. Dit openbaar sy vrees, nee. Wat gaan mense van my dink? Wat gaan my pa van my dink? Maar Jesus versag nie, vir een oomblik nie. Hy sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Jy, volg my. Vergeet die dooies. Dis 'n radikale uitspraak. Hy bedoel dit natuurlik figuurlik. Hy bedoel nou nie dooies moet dooies gaan aandra en begrawe. Hy bedoel dit nie letterlik nie. Hy bedoel dit figuurlik, maar hy is baie duidelik in wat hy bedoel, en dit is dat hy absolute prioriteit plaas op disippelskap. Dis wat hy doen, sonder twyfel. Want die grootste gevaar van disippelskap, navolgelingskap van Jesus, is nie noodwendig vyandigheid of wat ook al nie, maar uitstel en vrees vir mense en mense se opinies, mense se agting. Daarom sê ek, hierdie twee mans verteenwoordig eintlik twee universele menslike vrese. Dis eintlik dieselfde tipe vrees. Die vrees vir verlies, die vrees om iets kosbaar te verloor, sekuriteit, gemak, finansiële stabiliteit, status, of die vrees om iemand wat kosbaar is teleur te stel, familie, tradisie, kultuur, alhoewel, verwagtinge van mense, wat ook al, maak nie saak nie. Die een man wil nie materieel verloor nie, die ander man wil nie sosiaal verloor nie. Maar Jesus se oproep sny deur beide hierdie ouens se harte. Hy sê, volg my, al kos dit vir jou alles. Ek sê nie vir jou, jy gaan dit verloor nie, maar jy kan dit verloor. Volg jy my, al kos dit vir jou alles. Dis presies waarom die Here Jesus later sê, in Matteus 16, ons kom nog daarby later in hierdie reeks, dat die Here Jesus, die bekende woorde waar Jesus sê, dis presies dieselfde bedoeling. Hy sê, wie sy lewe wil behou, gaan dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, gaan dit vind. Ek dink hierdie paragraafie, hierdie eerste paragraafie, dink ek, verkondig die blye boodskap van heilige verlies, om dit so te sê. Jesus, omdat hy is wie hy is. Ons gaan die hele tyd terugkom na daai eerste punt aan die begin van hierdie boodskap. Omdat hy is wie hy is. Hy is nie van sy trollie af nie. Hy is wie hy is. Daarom pas niks anders nie as radikale toewyding, omdat hy die koning is. Omdat hy is wie hy is. Die mens se grootste hindernis
in disippelskap is nie noodwendig 'n gebrek aan vertroue nie, maar dis baie keer 'n vrees vir verlies. Maar in Christus se ekonomie is verlies nooit verniet nie. Wat jy in Christus verloor, dit word vir ewig weer gevind. Jy vind dit vir ewig, as jy dit in Christus verloor. In die tweede paragraafie openbaar die Here Jesus sy, en ons gaan volgende week meer daaroor praat, moontlik, maar hy in die volgende paragraafie verse 23 tot 33 openbaar die Here Jesus sy heerskappy oor twee realms, die realm van die natuur, die skepping, wat inspeel op die menslike vrees vir chaos, die menslike vrees vir katastrofe, en tweedens sy gesag oor die geesteswêreld, wat inspeel op die menslike vrees vir die bonatuurlike. Die storm op die see van Galilea, 'n groot meer in Oud-Palestina, vandag nog daar uiteraard, is bekend vir sy storms, skielike storms, veral wind. En hier het dit gebeur ook. Dit was intens. Die Griekse woord vir storm is byna dieselfde woord as wat vir aardbewing gebruik word. Met ander woorde, die boot word letterlik geskud. En in die Ou Testament simboliseer die see chaos. En die disippels is paniekerig, want Jesus slaap. Hulle roep, Here, red ons! Red ons! En Jesus staan op en hy bestraf die storm. Hy praat met die storm. Hy spreek die natuur aan. Dieselfde woord waarmee hy die duiwels aanspreek. En die storm bedaar tot 'n onmiddellike stilte. Dadelik. Geen wind, net rus. En toe die disippels in die skuit dit sien en gadeslaan, toe fluister hulle vir mekaar, logies, ek sou ook, wat vir 'n mens is hy? Wie's dit hierdie? Wie's dit regtig hierdie? En die antwoord daarop is nie slegs 'n mens nie. Hier staan die een wat Genesis 1 van Spreuke 8 sê, dat Jesus was die medeskepper aan die regterhand van die Vader, toe die Vader geskep het. So Jesus is die een, hier in hierdie boot is die een, wat Genesis 1 se water gekeer het, wat heers oor die onstuimigheid van die see, sê Psalm 98, 89. Hier word jou vrees vir chaos aangespreek, mevrou. Hier word dit aangespreek. Die chaos in jou huis, die chaos in jou huwelik, die chaos in jou eie hart, die chaos in jou liggaam, die chaos oor jou toekoms, noem het op, daar's miljoene voorbeelde, maar Jesus sê, duidelik en helder, hy sê, my kind, as jy my kind is, my kind, waarom is jy bang? En Jesus sê dit nie, omdat die storm gering is nie, maar hy sê dit, omdat sy teenwoordigheid groter as die storm is. Hy maak nie die storm af en sê, ag man, jy is sommer bekommerd oor nonsens nie, nooit. Maar hy sê, hoorie, my teenwoordigheid hier is groter as hierdie chaos. En dan aan die ander kant van die meer van Galilea, of die see van Galilea, kom twee mans wat demonies besete is, kom hulle die heiland tegemoet, toe hulle daar afklim. Hulle is so gewelddadig, dat niemand op daai stuk pad kon loop nie. Hulle is nie net gebind deur demone nie, maar hulle is besete, met ander woorde, die bose geeste is in hulle, en beheers hulle. Maar kyk wat gebeur hier, die demone is nou paniekbevange. Hulle vrees vir Jesus. Hulle sien hom net daar aankom. Hulle weet onmiddellik wie hy is. Hulle het meer geestelike insig as wat die teoloë en die fariseërs en skrifgeleerdes het, wat dit nie kon sien nie, maar hulle weet dit. En hulle val voor hom plat. En hulle pleit. En as ons sê die demone doen dit of dat, dan bedoel ons dat omdat die bose gees
beheer oor die persoon het wat besete is. Die persoon is soos 'n gasheer, en omdat die bose gees in die gasheer is, kan die demoon, met ander woorde, die brein, die spraak, die ore, die oë, die handelinge en alles beheer na willekeur. So dit is die manne wat daar plat val, maar dit is die bose geeste wat dit doen deur hulle. Daarom sê ons, hulle val plat voor die meester en hulle pleit vir toestemming om aan daai varke daar aan die kant te mag invaar. Want 'n liggaam wil hulle hê, 'n gasheer wil hulle hê, alles is 'n vark. Hulle erken met ander woorde Jesus se ware identiteit. Hulle sê nie hierdie man is van sy trollie af nie. Hulle erken sy ware identiteit, wat meeste mense toe nog nie verstaan het nie, en selfs vandag. U is die seun van God, sê hulle, helder en duidelik. En dan met een woord, en dis hoekom ek net nou gesê het, dit gaan hier oor gesag. En met een woord, net soos wat hy die storm aangespreek het, stuur hy hierdie bose geeste weg. Hy verhoor hulle gebed, om dit so te stel. Ons het al mense in die bediening teëgekom wat sê, as ek sê, meneer, mevrou, oom, tannie, wie ook al, is jy seker dat as jy vandag sou sterwe, dat jy 'n kind van die Here, dan sê, baie keer hoor mense die antwoord, ja, maar, jy weet, die Here hoor my gebede. Hoe kan ek nie 'n kind van God wees nie? God hoor my gebede. Maar hier het die Here Jesus selfs vir demone op hulle versoek ja gesê, en hulle is sekerlik nie kinders van God nie. Die feit dat die Here jou gebede verhoor is nie 'n bewys dat jy noodwendig 'n kind van die Here is nie. Mense bou op baie valse fondamente, broers en susters, baie valse fondamente. Ek wil eendag nog daaroor, ek wag eintlik vir 'n geleentheid om weer op die lug te gaan, en dan wil ek oor hierdie tema moontlik praat, oor die valse fondamente waarop mense bou. En een van die valse fondamente is die goeie goed wat die Here doen vir jou. Hy sorg vir jou. Hy het jou situasie uitsorteer. Hy het dit gedoen. Ongetwyfeld het hy dit gedoen. Ek sê nie iemand anders het dit gedoen nie. Natuurlik het hy dit gedoen. Want in die algemene genade van God, in die algemene goedheid van God, die Bybel sê hy laat sy son skyn op almal. Hy gee sy reën oor almal, gered of ongered. Maar baie keer kom die Satan dan sê hy vir jou, hoorie, dis omdat die Here vir jou so goed is, jy moet 'n kind van die Here wees, man, en dan is daai mens nog nie bekeerd nie. Nog nie bekeerd nie. Gevaarlik, baie gevaarlik. Met een woord stuur Here Jesus hulle weg. En hier word ons vrees vir die bonatuurlike ook aangespreek. Is dit nie wonderlik nie? Die vrees wat ons het. Die vrees vir sinistere magte, vir demoniese binding, vir die Satan, vir wat ook al. Bang, vrees. Terwyl die Bybel vir ons sê in Kolossense 2 vers 15, Jesus Christus het die owerhede, en dan praat hy nie van die stadsraad van Kaapstad nie, hy bedoel die geestelike owerhede. Hy het die owerhede en die magte ontwapen en openlik tentoongestel en deur hulle getriomfeer deur die kruis. Daar is geen stryd tussen Jesus en die duiwels nie. Daar's net gesag. Daar's net oorwinning. Dis nie 'n dis nie 'n wipplank. Nou is die Here Jesus bo en hier is die vyand nou weer. Nee. Dit is nie 'n op en af stryd nie. Daar's net gesag. Daar's net gesag. Wat 'n evangelie. Ek is so bly dat ek dit kan preek. So bly daaroor. Wat 'n voorreg het ek nie. Maar kyk nou die mense se tragiese keuse, né? Vers 34. Die dorpenaars sien die twee mans wat met eens bevry is. Die duiwels is verslaan, die mag van God is geopenbaar, hulle sien dit. Maar hulle smeek vir Jesus, omdat hulle ekonomie nou ontwrig is. Hulle varke is daarmee heen. Ga weg! Hulle smeek hom. Ga net weg! Dis amper asof hulle al drie daai vrese in een het, daai dorpenaars. Hulle het al drie daai vrese het hulle in hulle, 'n vrees vir verlies,
'n vrees vir chaos en 'n vrees vir die bonatuurlike, in plaas van vreugde oor die verlossing en bevryding wat hulle voor hulle oë gesien het. Nie vreugde daaroor nie. So ironies is dit nie. Die duiwel smeek om te bly, die mense smeek dat Jesus moet gaan. En dan besef ons maar net met eens, vrese, wat nie in Christus Jesus gedood word nie, doof die Here se gees uit 'n mens se lewe uit. Neutraliteit is self op sigself alreeds 'n keuse. Dis verwerping. Maar waar vrese nie meer gehandel word in Christus Jesus nie, doof dit die Here se gees uit ons lewens uit. Ek wil by u pleit vanmôre, maar ek pleit eintlik maar by myself. En ek bedien eintlik ook maar net vir myself. Soos in die COVID-tyd toe ek vir myself hier op die kansel gestaan diens hou het. Preek ek maar net vir myself. Vriende, ons moet met ons vrese deel. Maar hoorie, as jy dink dat Jesus van sy trollie af is, dan moet jy na ander remedies gaan met jou vrese. Maar as Jesus is wie hy gesê het hy is, kom dan na hom toe. Amen. Kom dan. Ek het dit al voorheen gesê. Ek wil nou die aanhoudend dieselfde goed sê nie. En die wat ongelukkig daarmee is, verstaan ek. Maar kan ek nog vir die laaste keer sê? Van die nagmaalsdiens wat die grootste betekenis ooit in my lewe gehad het, was toe ek 'n student was. En die van die wat my getuienis, as jy dit so kan noem, al gehoor het, sal weet hoe ek vir 8 jaar 'n pad van twyfel en geloofsekerheid en geweldige krisisse beleef het. Maar hoe ek in daardie tyd van stryd en op 'n goeie Vrydagmôre, op 'n goeie Vrydagoggend in 'n gemeente gesit het en waar die nagmaal bedien was, uiteraard. Ek het niks gevoel nie. Dit was nie 'n kwessie van vibrasies in my ruggraat. Dit was nie 'n kwessie van emosies of stemme of enigiets nie. Maar daai dag het ek daai stukkie brood, nie fisies nie, maar het ek daai stukkie brood met my hart omklem. En daai glasie met my hart omklem en gesê, Here, U kan my help. En weet jy wat? Die feit dat ek vanmôre hier staan, is 'n getuienis dat God my daai dag gehoor het. Hoewel ek uitgeloop het kar toe en nie bewus was van enige iets, van 'n belewenis nie. Maar ek het daai dag geleer, as 'n mens net jou hart en jou gevoelens kan eenkant toeskuif en net kan gaan en met 'n hartsvertroue op Jesus gryp, soos 'n man wat 'n valskerm beet het. Hou wat 'n valskerm beet het, klou aan daai ding vas vir lewe en dood. Hy stel in niks anders belang nie. Hy klou vir lewe en dood aan daai ding om 'n veilige landing te maak. En die Here is getrou, hy hoor jou. Al ry jy vanmôre hier uit in hierdie stormwind hier by die kasteel verby en jy sê, ek het dit baie ernstig bedoel in daai nagmaal vanmôre, maar kyk, ek kan nie eintlik nou my verstout om te sê dat ek nou eintlik hier nou 'n nuwe mens is wat nou hier ry nie. Wag net. Gee net kans. Die Heilige Gees gaan die nuwe lewe in jou begin uitwerk. Hou vas aan daai valskerm. Die ou wat uitgeskiet het, uit sy, wat het ook al is, wat sê die goed, die Grippens wat Suid-Afrika het, jy het jou uitgeskiet, die vliegtuig gee moeilik, en woep, daar gaan jy. Jy gee nie 'n flinter om vir niks. Niks maak saak nie. Dis net,
Ek moet 'n veilige landing maak. En daarvoor is dit net hierdie valskerm wat gaan help. Die brood en die wyn, vriende, kyk vir my asseblief. Die brood en die wyn sê vir ons, Jesus is die valskerm. En dis tekens om dit vir jou konkreet te maak. Soos ek daai dag aan daai tekens vasgegryp het. Die nagmaal is in 'n sekere sin die antwoordsakrament op die vrese in hierdie hoofstuk. Die vrees vir verlies is oorwin deur die kruis. Die vrees vir chaos is oorwin deur die liggaam van Christus wat uitmekaar geslaan is met daai katse en eysterpenne. Die vrees vir die bonatuurlike is oorwin deur sy dood. Hy het alles verloor, sodat ek nooit God se liefde en voorsiening kan verloor nie. Op sommige plekke waar ons preek, sê ons ook, maar ek sê dit nie op 'n harde rigoristiese wyse nie. Maar ons sê vir die prostituie, ons sê vir die dwelmhandelaars, meneer, mevrou, kan jy in godsnaam daardie goed los en God begin vertrou vir jou geld nie en jou voorsiening nie. Ek sê dit nie hard nie. Ek is nie in hulle posisie nie. Dalk sou ek dit ook doen. Maar dis tog die evangelie. Wanneer ek die broodjie eet, dan sê die Heilige Gees letterlik vir my, hy is die brood van wat jou lewe vul, nie aardse sekuriteit nie. Nie aardse sekuriteit nie. Die kruisdood van die Here Jesus was die donkerste chaos en storm in die geskiedenis, vriende. Daar was niks soos dit nie. En hy het dit gedra sodat ek nooit alleen deur my storms gaan nie. Die nagmaalbeker verklaar tog helder en duidelik voor ons oë, verklaar dit tog die bloed van die lam het die Satan, die dood en die sonde oorwin. Klaar uit te verby. Wat kan ons daarby voeg? Wanneer jy en ek die nagmaal ontvang binne 'n paar minute, dan sê God self vir ons, hoorie, jy hoef nie bang te wees om iets te verloor nie. My seun het jou alles gegee. Jy hoef nie bang te wees vir chaos nie, want my seun is jou vrede. En ook nie bang vir die duistere magte nie, want my seun het die duistere magte verslaan. Dit is tog wat dit sê. Vriende, ek is klaar, maar daar's nie middelgrond wanneer dit by die Here Jesus Christus kom nie. Dis of. Wie kies vandag? Ons hoor 2 uitroepe in Matteus 8, né? Here, red ons! En dan weer, gaan weg van ons. Daar's nie middelgrond nie, sien nie? Dis die middelgrond nie. Ek is al so allergies vir al die klisjées wat ek self en ander in preke gebruik. Dit eindig gewoonlik met iets soos, nou gemeente, kom nou na die Here toe. Nou daar is niks meer verkeerd nie, dis heeltemal reg. Maar vanmôre wil ek sê, kom na die koning toe, deur die nagmaalstekens vas te gryp in geloofsvertroue, al voel jy niks, verandering nie. Moenie na verandering kyk nie. Nog 'n keer, moenie na verandering kyk nie. Nog 'n keer, moenie na verandering kyk nie. Kyk net stip op Christus. Spreuke 4 sê, kyk reguit voor jou. Nie links nie, nie regs nie.
reguit voor jou. Spreuke 4. Is mooi, né? Hy roep ons nie om vreesgedrewe te lewe nie, maar om Christus gedrewe te lewe. En daarom, gemeente, kom eet, kom drink, kom leef, want die Here Jesus is wat hy gesê het hy is. Dis wat ek glo. Hoe glo u? Kom ons bid en dan gaan ons die nagmaal bedien. Ons bid eers saam. Vader, ons dank U vir elke belofte wat in Christus ja en amen is. Dankie dat ons hierdie vrese mag bring en dit voor U sit. Was ons, Here, volgens U belofte. Terwyl ons na die nagmaaltafel gaan, binne oomblikke, bid ons, dat U ons honger en dors na Christus sal vergroot. Dat ons nie soos mense sal wees wat net 'n ritueel wil afhandel nie, maar werklik soos daai valskerm gryp na die kruis, na die lewe, breek die harde klip van ongeloof in stukkies. Geef vir ons 'n sagte hart van vlees. Laat ons wegstap as mense wat oorwin het. Ons eer U, drie enige God, Vader, Seun en Gees, nou en vir altyd. Amen.